Hierdie is 'n ma en 'n mikrofoon. Welkom by hierdie episode. Anet, jou dogtertjie Lente is nou al amper 'n jaar oud, so amper 'n jaar lank wat jy 'n ma is en ek is so bly dat jy met my en ons luisteraars gesels want ek dink regtig veral jou geboorteervaring is iets wat soveel mense deur is en ek is so bly dat jy ook bereid is om daardie storie te deel en daaroor te praat. So kom ons begin so 'n bietjie, vertel ons net gou ter agtergrond dalk vir mense wat nou jou nog nie ken nie, vertel ons bietjie van julle gesinnetjie. Hi Danny, dit is regtig lekker om met jou te gesels en vir die wat nie weet nie, ons is oud kollegas en ons het saam gewerk vir 'n tydjie by Nuus. So alhoewel ek in Kaapstad gewerk het, was jy in Johannesburg, maar ons het geweet van mekaar, so ons volg al mekaar se journeys vir al 'n hele rukkie. En is lekker want dan weet ek ook soos waar jy is in jou fase en ja, ons dogtertjies is op dieselfde dag gebore. So dis eintlik baie spesiaal. Ek weet Lana is net 'n jaar ouer as Lente. So ons is 'n gesinnetjie van 3, dis ek, my man, Dewald en dan het ons vir ou klein Lentetjie. Vir die wat nie weet nie, ek is 'n meteoroloog. So ja, dit is wat ek doen vir 'n lewe. Ek doen weervoorspellings en het ook nou die laaste 3 jaar eintlik my eie weerkanaal gehardloop. So ja, baie geseënd. Ja, ek dink soveel mense ken jou eintlik het sy van Nuus af waar ek weet mense verwys baie keer en sê julle is die weermeisies, maar ek stel hulle vinnig reg want dit is vir my baie belangrik dat julle nie eintlik net staan en die temperatuur aflees. Ek meen jy is 'n wetenskaplike, jy het meteorologie, omtrent 'n mond vol studeer, maar dis vir my ook so spesiaal dat jou dogtertjie se naam Lente is en ook verband hou met die weer en dinge en dan natuurlik nou op Vox Weather waar ek is 'n groot aanhanger. Ek kyk nog steeds wat sê Anet en as jy dit sê dan is dit die waarheid. Maar dis so lekker om te gesels. Soos jy sê, ons ken mekaar uit werksverband, maar ook nou as ma's. En dit was vir my opmerklik om ook jou storie te volg en te sien hoe sy gebore is. Maar jy weet daai tweeledige ding van ek het gelees ook wat jy gesê het, natuurlik die vreugde van hierdie nuwe lewetjie, maar jou ervaring was ook dat jou geboorte het soveel van ons eintlik maar nooit verloop het 100% soos 'n mens gedink het nie. So kom ons gaan terug na dalk jou swangerskap. Hoe was jou swangerskap en daardie ervaring en dan kan jy 'n bietjie vir ons luisteraars vertel wat het gebeur met Lente se geboorte? Wat was onverwags geweest? Wat was uitdagend? Ja, so ek het dit gelove om swanger te wees, Danny. Dit was vir my so lekker. Ek was soos regtig daai fairy swanger vrou geweest. Ek dink ek het dit ook baie lekker gehad en maklik in 'n manier. Ek het die naait gehad in die begin, maar dit het ook maar vinnig verbygegaan. Ek het glad nie opgegooi nie. Ek kon enigiets eet. So dit was ook vir my baie lekker. Dit het nie gevoel of my lewe regtig verander nie. Ek het net 'n ander lewe begin eintlik groei binne in my wat vir my net soveel mooier was. So dit was my regtig lekker om swanger te wees. Ek dink ons alle mammas sal met my saamstem om te sê dat daai laaste 2-3 weke voor jou due date, maar ek dink nie mens mag dit meer. Ek dink nie mens moet dit 'n due date noem nie. Mens moet dit eintlik 'n 2 week months, of 2 ja. noem. Net 'n riglyn eerder as 'n datum, 'n vaarriglyn. Ja. Dit is ek dink daai laaste stretch is die ergste. Maar met die soos in tot en met daai tyd het ek regtig baie moeite gedoen om myself reg te kry vir geboorte en veral ek wou graag normale geboorte gee. Soos wat my gynae sal sê vaginal birth want hy dink nie daar's iets soos normal en not normal birthing nie. Hy sê dis net birthing. So dit is vir my baie mooi hoe hy dit stel. Ja. En ek het van 'n vriendin af gehoor van Christian hypnobirthing. So dit klink nou vreemd en ek dink baie mense gaan dink dis hypnosis of whatever, maar dit is eintlik nie dit nie. Dis net 'n platform om jouself mentally reg te kry vir geboorte. So ja, dit is eintlik maar jy weet 'n metode van voorbereiding. Dit behels 'n paar goed soos meditasie en om net regtig te verstaan hoe die Here 'n vrou se lyf geskape het en hoe ongelooflik ons lyf is. Dis om actually te kan geboorte gee en hoekom ons die pyn moet ervaar van geboorte en al die proses wat jy deurgaan. So dit het regtig vir my baie gehelp van dit vat daai angs en stres weg van geboorte en dit help jou ook met metode van pynvermindering soos hoe om te ontspan, hoe om asem te haal, hoe om positive affirmations oor jouself te praat en dit neer te skryf en dit te plak teen die muur en alles. So ek dink in my kop en mentally was ek so reg vir hierdie geboorte. Ek's ook baie geseënd en ek dink mens moet altyd elke liewe geboorte
anders hanteer en sien vir sy eie. Want ek was gesiend in 'n manier van lengtheid van die sy het vinnig omgedraai, sy het afgegaan in die kanaal, in die geboortekanaal. So sy was reg. Sy was 100% reg vir normale geboorte. So in daai manier was ek regtig geseënd geweest. So op Lente se due date die 7de Maart. Toe het ek ingegaan vir 'n membrane sweep, net sodat ek dit bietjie aan die gang kan kom, die geboorte. En toe daai oggend 1:00 toe begin my kontraksies. Ek sal dit nie vergeet nie, ek het vir Dewald so wakker gemaak. Sê ek vir hom, vandag ontmoet jy jou baba dogtertjie. Dit gebeur. En hy het en ek sê vir hom, slaap weer, maar niemand gaan slaap weer nie. Dis sommer 'n strandstorie. Jy kan definitief nie weer gaan slaap nie. Te veel opwinding. Ja, Ek wil net gou vir jou vra, ekskuus, want ek het 'n keiser gehad, so ek weet nie wat is 'n membrane sweep, hoe werk dit? So 'n membrane sweep is eintlik maar net waar jou gynae van onder af ingaan en dan vat hy eintlik maar 2 vingers en hy breek daai binding, so binding tussen ek is seker 100% seker hoe dit werk nie, maar daar's ons een of ander binding tussen ek dink dit is jou vagina en dan ook jou wat is dit, jou geboorte sakkie. So daar's ietsie wat dan half dit help nou maar net om natuurlik bietjie dit kan die kontraksies begin, maar dis 'n natuurlike manier van intervention. So om vir baba te signal the state. Ja. Dis nie soos 'n induksie eintlik nie. Ja. So ja, dis wat hy gedoen het en jy kan so 'n bietjie bloos het gebeur, maar dis darm nie so erg nie. Dit voel eintlik maar soos 'n papsmeer in 'n manier om eerlik te wees. So toe begin my kontraksie so 1:00 en ek het gedog nee wat ek was rustig want ek dink hy bou op. Ek dink elke mamma leer maar net soos ek dink as jy nie weet wat om te verwag nie, jy's so angs oor wat en dan sodra dit gebeur dan jy soos ek kan hierdie hanteer stappie vir stappie en dis ook hoe ongelooflik die Here is met sy genade want hy dit is nie net skielik nie, dit bou so 'n bietjie op. Dis ook nie soos in die movies waar woes daar breek jy water en nou jaag jy ons nie. Jy het regtig tyd om jouself reg te kry. So ek het gestort, my hare gekrul, reg gekry vir hierdie situasie hoor. Toe ons was so ek dink 3, ek het notas gemaak hier uit ons dagboek uit. So ek en my man hou 'n jaarlikse dagboek wat ons albei inskryf. En so hy het nou die hele geboorte neergeskryf, so ek het hier 'n paar notas gemaak. So 3:30 was ons hospitaal toe. Ek was daar so by Blouberg Netcare. So ek kom daar bo Danny en is net soos in die mooiste view. Jy kyk so uit op die berg. Dit was regtig net 'n ongelooflike ook 'n mooi ervaring geweest of mooi, jy weet, atmosfeer en plek om geboorte te gee. Die kamer was stil, die geboortesaal was net regtig mooi en dit het my rustig laat voel. So my geboorteproses het eintlik goed lekker en goed en glad verloop in 'n manier van ek het seker gemaak dat ek is rustig, doen my asemhaling. Dewald ek dink was bietjie meer gestres as ek. Hy het vir my fairy lights opgesit in die geboortesaal. Hy het versies gereed gehad wat hy oor my gelees het die heeltyd. Hy het vir my dan want ek was baie erg daaroor ek wou bad, want dan help dit net die pyn. Ja. En ek wou sê dat as ek wou geboorte gee met geen pynmedikasie. So ek wou deur daai proses gaan en dit regtig ervaar die hele geboorte proses. Maar ek was nie teen pynmedikasie nie. So ek het vir Dewald gesê, as ek sê ek soek pynmedikasie, bring jy dit aan, definitief. So ek het seker 3 tot 4 keer gebad en dan as ons bad toe skuif, dan skuif hy die fairy lights en hy skuif alles soontoe en hy dim die ligte en alles vir my. So dit was regtig vir my 'n rustige tyd. En dit het toe vinnig van daar af begin aangaan waar ek dink dit was teen 6:00 die oggend, maar my kontraksie so 2,5 minute uit mekaar uit. En toe teen 8, 8:30 toe skuif hulle my nou na die kraamsaal toe. So dit was eintlik nie 'n kraamsaal soos wat jy nou dink daar aan die ander kant van die hospitaal nie. Dit was dieselfde kamer as wat ek in was, net een langs aan. Wat mos nou net bietjie gesteriliseer is en reg is vir om geboorte te gee. So dit was vir my ook baie lekker van die hospitaal is dat dit het nie gevoel asof ek nou in hierdie saal of in hierdie teater inloop nie. Dit was net dieselfde kamer, jy weet. So dit was 'n rustige atmosfeer ook vir my gewees. Toe sê die dokter, okay nee, ek is nou ver genoeg ontsluit. Ek moet nou begin druk. Ek moet op die bed lê. So dit was vir my ook 'n ding ek wou aan 'n 4 voet druk, so ek het so tussen hande 4 voet en ook op my rug gedruk, want ek wou graag nie
skeer nie. So dit is nou iets wat elke mamma ek dink hoop, maar jy kan ook nou nie dit is nie 'n verseker nie. So ek dink dit was die drukproses dink ek was vir Dewald baie stresvol geweest. Want dit het bietjie langer gevat as wat hy gedink het. Hy dog okay, dis nou reg om te druk nou gaan lente uitkom en dit was 'n halfuur geweest wat ek omtrent gedruk het. En teen daai tyd het ek nog steeds geen pynmedikasie gevat nie. Ek het bietjie van die gas gebruik, maar dit was meer vir dit distract jou eintlik maar net meer. So ek het dit nogals regtig baie gebruik. En toe begin ek druk en uiteindelik na 0:30 toe kom Lente se kop uit en ek dink as jy nou net kyk na Dewald se kop en my kop, ons het groot koppe. So Lente het 'n regtig groot kop gehad. Baie verstand natuurlik. Wat daar moet inpas. Ja, ek stem saam. En toe Lentetjie nou uitkom, toe ongelukkig het sy my nogals baie lelik geskeer want sy het met haar handjie hier op haar kop deurgekom. En ons kon dit nie sien nie want dit was eintlik agter gewees, so hulle kon nie haar handjie sien nie. En toe sy deurkom toe die elmboog hier my dwars deur geskeer. So ek het van al die pad van my vagina tot en met my ander agterkant geskeer. Dit was soos tussen 'n 3de, 4de graad so skeer gewees. Ek moet nou vra want jy weet soos ek het nie so iets beleef nie. In daai oomblik is dit amper dat jy nie besef wat gebeur nie. Is dit amper soos adrenalien en dinge dat jy nie besef nie of voel jy die pyn? Het jy dadelik besef maar jy is besig om te skeer want jy weet soos jy dit vertel dit moet tog traumaties wees of besef jy dit eintlik later eers? Ja, dit is eintlik ietsie wat ek vir baie mammas ook wil sê wat nou swanger is en deur hierdie proses gaan, is dat jy voel dit glad nie. En dit is regtig, soos daar is geen pyn. As die babatjie kom is daar so 'n warmte gevoel en hulle sê just push through the ring of fire en ek dink dit is al wat jy regtig voel, maar jy voel nie as jy skeer nie. Dis regtig nie seer nie. Ek dink teen daai tyd is jy het soveel hormone wat besig is om deur jou lyf te vloei en adrenaliene, so jy voel dit glad nie. So dit is eintlik dankbaar daarvoor. Ek onthou net die my gynae het vir my gesê soos okay net jy het nou geskeer, so ek gaan jou moet begin aan mekaar werk, maar dit was nou jy weet toe Lente nou uit is, toe het ek nou daai vashou. Ja, so hulle vat haar toe en hulle gee haar toe nou so vir my en dis wat ek wou gehad het en ek dink dit was my rede gewees om natuurlik geboorte te gee is dat ek wou daai golden moment gehad het en dan na die tyd met haar kon jy weet mobile wees en met haar rond beweeg en bietjie ek weet dat na die tyd is die hele proses van herstel klein bietjie makliker as jy kan normaal geboorte gee. En ek sê nie dit is die regte of die enigste manier nie. Dit was net dis my journey en my storie wat ek graag wou doen. En toe sy nou uit is en sy sê op my, toe sê die dokter vir my of my gynae dat okay, ek gaan jou nou moet vaswerk want jy het nou so 'n bietjie lelik geskeer. Ek dink dit was vir my die ergste deel van die hele geboorte, die vaswerk, want ek wonder nog steeds hoekom het hy nie regtig verdowing toe vir my gegee nie. Maar ja, ek kon dit voel. Ek kon die naald voel ingaan en uitgaan. So ek dink as 'n ander mamma deur hierdie gaan, ek dink sê maar net soos asseblief ek wil verdowing hê. Want hulle werk jou daar op die bed aan mekaar. Dis wat hulle vir my gedoen het. Maar soos wat hy toe nou my aan mekaar gewerk het, toe begin ek nou die kontraksies skryf vir die plasenta en dis heel normaal. Ek wil ook net noem dat gewoonlik is dit 'n normale proses. Jy voel dit nie eintlik nie. Die plasenta kom baie natuurlik uit. Soos wat hy dit my gewerk het en probeer ek het begin nog kontraksies skryf vir die plasenta. Toe besef hy my kontraksies raak erger en dit raak toe nou net so erg soos geboorte gee. Toe besef my gynae my plasenta kom nie uit nie. En ja, toe die volgende oomblik toe hoor Dewald dat die matrone en dat my dokter praat so bietjie onder mekaar en ek kyk toe so bietjie op en toe was daar net bloed, Danny, soos in baie bloed. Jy kan dit eintlik nie, ek dink ek was ook so hoog gewees op hormone en alles, ek nie besef wat gaan aan nie. Toe kyk die dokter so vir Dewald en hy sê, Annette verloor baie bloed, ons moet ingaan vir 'n noodoperasie. Ja, so dit het alles baie vinnig gebeur. So in daai oomblik, toe gee hulle vir Lente vir Dewald en hulle jaag my teater toe. So toe het ek gekry wat hulle noem 'n
postpartum hemorrhage. So my placenta het vasgesit, Ja. dan begin jy uitbloei. En ja, dis nogal skerry. Vir my was dit ek kan nie baie onthou nie, want as jy ook so baie bloed verloor, ek dink jy raak so bietjie, jy Woozy, weet, nie ja. meer by. Ja. Ja. En dit is iets wat gebeur het. Ek dink ek het stats hier gesien is 1 uit elke 100 vroue wat dit kry. Daar's verskillende vorms van postpartum hemorrhage. Myne het my placenta nou vasgesit en is ook die hoofrede vir sterftes in mammas in die verlede voor jy weet medikasie en wat hulle actually nou kon al hierdie ongelooflike tegnologie wat ons nou in lewe en interventions in die mediese veld. So dis hoe mammas doodgaan in die ou dae is dat hulle so doodgebloei. So vir my, ek het dit nie geweet nie obviously. So nou stoot hulle my na die saal toe dat ons nou 'n noodoperasie kry. Daai oomblik was vir my nogals 'n bietjie van 'n blur. Ek onthou Dewald vir hom, hy sal net onthou hoe hulle my ring afgeruk het en my ring vir hom gegee het. So oomblik van ja. Oomblik Ja. gewees. En net 'n week voor dit het sy ma hom actually vertel van 'n mamma destyds in haar klas wat doodgebloei het tydens geboorte, presies dieselfde in die manier. So die goed gaan in sy kop. Ek weet van hierdie niks. So ek is nou na die kraamsaal toe gestoot en hulle moet nou baie vinnig iemand kry om my onder te sit sodat ek jy weet dat ek kan uitwees heeltemal want dit is nou 'n noodoperasie wat hulle moet doen. Ek sal onthou die gesprekke in die saal tussen dis die anesthetiek Ja, narkotiseer. narkotiseer en my dokter waar hulle net gesê het soos maar sy kan my nie help nie want sy's daar haar pasiënt aan die slaap en sy mag nie nou hier wees nie en dit was soos hele ding en die dokter sê maar wat moet ons doen? Ons moet haar nou uitsit want sy verloor te veel bloed. En toe sê sy ja, maar iets uit 'n fliek uit, nê? Hierdie frases wat gesê word. Ja. Ja, en jy hoor hierdie alles, so jy's nog bewus. Jy weet, jy's bietjie Ja. lomerig, maar jy's bewus. En sy sê nee, maar die noodkoord narkotiseerder is op pad. Sy's op pad, sy jaag en ek hoor die dokter bel haar en sy sê sy's nog by hierdie hospitaal, maar sy jaag hiernatoe en toe uiteindelik toe sê daai narkotiseerder sy sal my prep, maar sy kan my nie ondersit. Want dis teen die wet wanneer haar pasiënt nou in die ander saal aan die slaap is. So sy prep my toe nou net vir hierdie en dank die Here het die ander narkotiseerder toe vinnig genoeg daar uitgekom en sy kon toe sodra sy my klaar geprep het my ondersit. Maar tydens hierdie hele ding is ek was 'n bietjie backtrack en met my tyd in die toe ek voorberei het vir die geboorte het ek regtig baie gebid vir wie gaan daar wees in die saal saam met my, die matrone of die jy weet soos 'n wat die nurses en almal wat in die saal gewoonlik is. Die ondersteuningsspan, ja. Persoon. Die ondersteuningsspan basies vir ja, die ondersteuningsspan. Want ek kon ongelukkig nou nie 'n doula wat ek sou wou hê bekostig nie. En toe ek gebad het in die begin van die oggend tydens nou toe ek besig om in my fase van jy weet om nou in kraam te gaan besig is om te ja weet kontraksies en goed toe kom die matrone Minet daaraan en dis so toevallig my beste vriendin se naam is Minet. So ek het klaar koneksie gevoel en Danny sy was net so wonderlik. Sy het my so mooi reggehelp en deur die proses gevat en my die hele tyd net so sy het my so in my hande gevat en gesê jy het dit dan net, jy's 'n sterk vrou, jy's 'n mooi vrou, jy's 'n goeie vrou. Jy kan dit doen. So ek dink sy het my regtig deur hierdie hele proses so mooi gehelp. So toe ek nou gestoot was na die teater toe vir die noodoperasie, toe kom sy saam. En sy kom daar aan en terwyl hierdie gesprekke aan is met die dokter en almal, sê sy vir my Anet, hulle gaan ongelukkig nou vir Lente formule moet gee, want jy gaan nou weg wees vir 'n hele paar ure met hierdie noodoperasie. So maar, is dit oukei as ek nou hier jou melk? En bietjie van die kolostrum uitkryf uit jou uit sodat sy darm ietsie het wat haar kan dra. Ek sê vir haar, ja asseblief. En Danny, niemand sal dit doen nie. Wie sal nou regtig daai moeite doen om eintlik, jy weet, so ver te gaan om jou actually te help en sonder dat sy weet is sy besig om drome van my te bewaar waar ek baie graag wou gehad het Lente moes eerste van my melkies kry en die borsvoeding so begin sodat die proses bietjie makliker is. Ek sê emosioneel as ek daaraan dink van dit is net die Here wat so iemand oor my pad kon stuur. En sy melk my toe.
En sy kry 'n hele spuit uit van daai Wow. goue goed, daai kolostrum en sy's daar uit met dit na lente toe en ek is toe onder en hulle doen toe die noodoperasie. Ehm, so wat gebeur het as hulle met my ongelukkig wat gebeur het met die postpartum hemorrhage is, hy het toe al die stukke weer losgemaak wat hy gedoen het, dan gaan hulle in onder, hulle skraap die plasente uit wat vassit Sjoe. en dan blaas hulle 'n ballon in jou op om die bloeding te stop. So dit half soos 'n Okay. druk op jou uterus om nou half net bloeding te stop binnekant. En ja, so dis wat hulle gedoen het en so toe het hy weer na die tyd my toe gewerk en ja, toe ek nou terug na die kraamsaal toe. So 3 ure. Dit het so 3 ure gevat wat ek weg was. In daai Sjoe. tyd is Dewald daar by die babakamer met lente en hy het toe nou darm die oomblik gehad op die bors en sy kon darm daai kolostrum kry en dit was genoeg om haar te dra vir daai 3 ure. Dis regtig wonderbaarlik wat daai beteken vir 'n klein babatjie. En ja, so hy weet nie wat gaan aan nie. Hy weet nie, jy weet, is ek okay nie? Dis eintlik baie traumaties wat hy deurgegaan het en ek sal vertel, ons het eers na die tyd besef hoe baie trauma deel deur was deur hierdie hele birthing proses. Ja, so na so 3 ure toe is ek terug en hulle gee toe vir my vir lente en sy latch dadelik en sy drink en sy's net die mooiste bonneltjie liefde ooit. En hulle sê toe vir my dat hulle het 'n kateter of 'n O, kateter, ja. so hulle Ja. toe 'n kateter in my gehad so en ek was op die bed vas en ek mag nie beweeg het nie vir 2 dae. Soos wat hulle nou stadig maar seker die ballon begin afblaas Ja. en dan die bloeding stop. So in daai manier het my geboortestorie toe nou nie so uitgespeel soos wat ek wou nie, want ek was toe vas op die bed. Ek kon toe glad nie beweeg nie. Dewald moes alles doen. Ja. Hy moes haar toe kruiel. Hy moes haar op my bors sit want ek kon nie beweeg nie. Ek was met soveel goed ja, ek het net, jy weet, jy sien net al hierdie naalde in my en ek was vas op die bed vir volle 2 dae. Soos wat hulle nou die ballon stadig maar seker afgeblaas het. So ja, dit was nou nie die mooiste einde aan my geboortestorie nie, maar ek kan jou beloof dit het uitgespeel presies soos wat dit moes en dit is my storie wat ek kan vertel. Ja, so dis my geboortestorie. Ja. En daar wat jy ook vertel van jy weet wat die dokters doen, hoe hulle die ballon ingesit het. Terselfdertyd is dit vir my eintlik so, jy weet dit is verskriklik dat dit gebeur, maar dit is eintlik ook so ongelooflik dat hulle dit kan doen. Soos jy sê dat hulle mense lewens so kan red waar dekades gelede sou jy gesterf het en dit is vir my ook Ja. wat 'n voorreg dat 'n mens dokters het wat jou so kan help. Maar soos jy sê, as jy nou dink daai het als in 'n paar ure gebeur, al hierdie dinge wat julle deur is, beide jy en hy en ek is bly ons praat oor die paas ook want soveel sê dis dalk nie hulle lyf wat deur dit gaan nie, maar ek kan dink dit moet vir 'n man tog baie traumaties wees om eerstens baie van hulle gebruik die woord magteloos. Jy sien jou vrou gaan deur hierdie dinge en jy wil help maar jy kan nie en die onsekerheid van weet hy jy's okay en natuurlik vir jou ook. So hoe het julle toe na dit? Jy weet dan sit daai tweeledigheid van die vreugde van hierdie nuwe lewetjie, sy's hierso, maar jy is tog ook deur 'n verskriklike traumatiese gebeurtenis. So hoe het julle daardeur gewerk en basies gecope met hierdie emosies en eintlik oor dit gekom en tog erken dat jy deur iets traumaties is, beide jy en hy. Ja, ek sal nie vergeet ons eerste afspraak by die gynae 'n week na die tyd nie, want ek moes hom meer gereeld gesien het, omdat ek nou so spesiale geboorte gehad het. Het hy so gesit en hy het na Dewald gekyk en hy het gesê, "Is jy okay? Moet ons vir jou 'n counselor kry, Wow. want jy's deur trauma." Oh. En Dewald ek sal altyd nooit vergeet nie, maar hy het gesê dat sy uitlaag het soos lentesin verander van pikswart na geel toe van trauma in sy lyf wat hy moes verwerk, jy weet. Ja. En hy tog toe nee man, ek's besig, ek's okay, jy weet, dis nie so erg nie. Ek gaan deur hierdie alles. Maar hy het meer ge-worry oor my, want obviously ek het 'n proses gehad om nou weer te herstel en ek moes myself mooi oppas.
want ek kan weer begin bloei en ek kan infeksie kry en ek het baie steke, laasteke in my. So dit was en dan het ek nou nog klein babietjie, so ek dink hy het Ja, dit alles, jy weet, verdruk agter in sy kop en hy het nie dit ja. regtig verwerk nie. En dit was eers 'n tyd na die geboorte wat hy besef het soos weet jy hy sukkel hiermee en hy het trauma ervaar. En ons het toe iemand gaan sien in ons kerk wat ons toe deur dit gepraat het deur die geboorte en jy weet wat het gebeur in die geboorte en toe het toe het ons besef dat hy het eintlik in daai oomblik het hy nie die Here vertrou met my nie. Hy het nie die Here vertrou met my lewe nie. En hy het met dit gesit en hy moes dit verwerk weer en dit neerlê by die Here. So ja, ek dink my raad sal wees aan veral pappas wat deel is van die proses en deel is veral met 'n normale geboorte want dit is baie traumaties en daar's nie 'n venstertjie waar jy nou nie jy kan alles sien wat gebeur en so. Ons vrouens het baie hormone wat deur ons gaan en die Here het ons so gemaak Ja. dat ons dit goed verwerk en daar's jy het al gepraat oor baby blues en dit is 'n hele ander deel, maar daar's daddy baby blues ook. Pappas gaan ook daardeur. En hulle gaan ook deur jy weet moet ook hierdie verwerk. So ek dink ek wens ons het vroeër hulp gekry as later. En toe kon ons deur 'n journey gaan van genesing waar hy ook dan nou hierdie alles kon verwerk en nie net ek nie. So ja, dis raad wat ek kan gee aan pappas. Ja, dit sluit sommer aan by wat ek eintlik volgende wil vra want uiteraard sal dit dan wees kry hulp natuurlik as jy deur 'n traumatiese geboorte is, maar dalk vir ma's wat swanger is wat baie graag ook soos jy wil natuurlik geboorte gee of die proses dalk wat jy weet watter plan jy ook al het want ek dink dit is ook hoekom ek dink is belangrik wat jou storie ook al en dis baie selde dat 'n geboorteproses regtig 100% verloop soos wat 'n mens dink. So vir enige iemand dalk wat of nou swanger is of deur 'n soortgelyke ervaring as jy is, net enige raad oor hoe om te hanteer 'n geboorteproses wat nie verloop soos wat die ideale prentjie in jou kop was. En dit begin dalk om vrede te maak dat daar is dalk nie iets soos 'n ideale prentjie nie, nê? Ja, ek dink dit is presies dit. Daar is nie 'n ideale geboorte vir almal nie. Elk liewe mamma se geboortestorie gaan anders klink. Op die einde van die dag, al wat saak maak is die gesonde lyfie wat jy in die lewe bring. En ek dink die belangrikste is om van die begin af daai jy weet die expectations af te skud. Want daar gaan goed gebeur wat uit jou hande uit is. So jy moet dit regtig van jou afskud en ek dink dis ietsie wat ek besef het onder baie mammas nou onlangs in ons generasie. Dit word gesien as hierdie glorified thing. Jy weet om natuurlik geboorte te gee en dit word nou gesien as dit jy's amazing. Maar dis nie die waarheid nie. Dis glad nie die waarheid nie. So jy moet glad nie jouself vergelyk met ander mammas nie, met hulle stories nie. Elke baba lê anders, elke geboorte is anders. Ons is dankbaar ons lewe in 'n tyd waar ons kan gaan vir keisers. En jy weet, ek gaan ongelukkig my tweede kind moet 'n keiser doen of gelukkig, want daarom kan ek nog kinders kry. Want omdat die ongelukkig wat met my gebeur het. So ja, skud net daai gevoelens van jy weet dat jy's nie goed genoeg nie of jy het failure. Ek dink dis die ding wat ek wil sê Danny. Ek dink jy moet dit afskud dat jy 'n failure is dat jy dit nie kon doen nie. As iets uitspeel soos wat jy weet, nie uitspeel soos wat jy gehoop het nie. Wanneer jy moes gaan vir 'n noodkeiser of wanneer jy nie kon borsvoed nie of wanneer iets gebeur, jy moet regtig net daai afskud. Jy's nie 'n failure nie. Hierdie is 'n jou journey en hierdie is 'n proses en bly naby aan die Here en ja, mediteer op by hom en soos praat positiewe affirmations oor jouself, oor jou lyf, oor jou baba, oor jou gesin. Ek dink 'n positive mindset is die belangrikste ding en is 'n baie powerful thing as well. En dit is nou al 'n paar maande later, jy's nou ma van amper 'n 1-jarige. Hoe was die jaar gewees met lente? Wat was vir jou na die geboorte nou van die lekkerste of mees uitdagende dinge van ma wees van hierdie klein dogtertjie? Om te sien vir my die lekkerste is om te sien hoe 'n lewe ontwikkel so vinnig in 1 jaar. Ek kan nie glo dat hulle so baie groei en ontwikkeling kry in 1 jaar en dit breek my brein. Ek dink ek het nie genoeg mense om my gehad met klein babietjies om dit regtig te besef nie, maar as jy eers 'n mamma is, besef jy soos jy kan dit is ongelooflik. So dit was my regtig lekker om dit te sien hoe sy, jy weet 'n maand later kan sy
kan sy haar vingertjie gebruik. Dan kan sy sit. Dan begin sy, jy weet, bietjie lyk of sy wil kruip en dan lag sy uit haar maag uit vir jou. Ek dink daai elke liewe jy weet, milestone was vir my regtig so kosbaar geweest om dit te sien. Of die heel lekkerste ding van hierdie laaste jaar is om te sien hoe my man ontwikkel het as 'n pappa en hoe hy haar hanteer en hoe hy haar liefhet en hoe hy jy weet soos regtig sy sagte kant uitkom en hoe hy vir haar liedjies sing en boek lees en jy weet liefde gee. Soos dit was vir my regtig mooi om dit te sien en dit wys net vir my 'n ander jy weet dit wys net my weer die vaderhart van hoe hy na ons kyk die Here en ek dink my verhouding in die Here het so met die Here het so ook so baie verander in hierdie laaste jaar want nou besef ek ook hoe lief hy ons het as ek hierdie klein lyfie so liefhet. En dan ek dink die moeilikste vir my was is ek het baie vinnig weer teruggegaan werk toe en ons het lente gejuggle tussen my en Dewald. Ons het nie hulp gehad nie en ons het nie familie naby gehad nie. So ek dink dit was bietjie overwhelming die hele tyd. Jy weet soos dit stop eintlik nie so. Dis van borsvoed, slaap, opstaan, regmaak vir werk, gaan pomp borsvoed, jy weet so dit was my bietjie overwhelming. En ek moes leer om te bietjie, jy weet, oor te gee en te sê soos ek kort hulp. Of soos okay, ons moet 'n nanny kry. Of soos okay, ek moet my tye by die werk bietjie rondskuif sodat ek net dit maak werk. So dit was vir my baie overwhelming. Ja. En jy het ook nou genoem en sien jou man in 'n heel ander lig as hy 'n pa word en ek vind ook en baie mense sê dat jy kyk ook skielik anders na moederskap en jy dink terug aan jou eie ma en hoe sy jou grootgemaak het. So ek vra vir my gaste en dit is ook my laaste vraag dan aan jou. Wat het jy by jou ma geleer Anet? Uithou vermoë. Sy is ja, nou wil ek sommer meer emosioneel raak as ek oor my ma praat. My ma is 'n ongelooflike, sterk gedrewe mens. So sy het vir ons geleer om nie op te gee nie, hard te werk. En sy het altyd gesê, Anet, jou kop is sterk. Daar is mag in die woord. So wat jy sê kan gerealiseer word. So praat positief. Jy weet, lig jouself op. Dit is jy kan dit doen want jy's sterk genoeg. So sy's regtig 'n ongelooflike sterk mens en ek hoop dit is wat ek ook eendag vir Lente kan leer. Is dat jy's 'n selfstandige, sterk vrou, maar sy het my ook geleer om alhoewel sy so sterk persoonlikheid het om onderdanig te wees teenoor haar man, want hy is die hoof van die huis en dit is ietsie wat ek definitief baie geleer het. Toe jy nou sê dis wat jy vir Lente sal wil leer, ek wou jy sê toe jy jou ma beskryf, dit is dink ek hoe ek jou sal beskryf, so dit is so mooi hoe dit oorgedra is en ek dink dis presies hoe jou dogtertjie eendag van jou sal praat. Baie dankie. Is daar nog enige iets wat jy graag wil byvoeg of met ons luisteraars wil deel wat ons nog nie bespreek het nie? Ja, ek dink soos as jy deur die hele proses gaan van jy's nou swanger en jy probeer nou, jy weet, dink hoe gaan hierdie uitspeel vir jou? Die beste raad wat ek gekry het by iemand is om negativiteit uit te kanselleer. As iemand vir jou wil vertel van hulle geboortestorie en dit was hierdie verskriklike ding en dit het so uit en dit was moenie negatiewe stories luister nie. Luister na die positiewe storie. As iemand miskien 'n traumatiese het, maar hulle praat die positiewe van die geboorteproses en hoe die Here ingetree het en wat hulle daaruit geleer het. Luister daarna, maar moet asseblief nie enige negativiteit luister nie, want dit kan 'n saadjie plant in jou kop. En ek dink as jy deur die proses gaan om jouself reg te kry geboorte is dit om positief te wees en goed oor jou lyf en oor jou te spreek is my baie belangrik. So ja, dis die raad wat ek wil gee vir mamas wat swanger is, wat gereed maak vir geboorte. Baie dankie. Ek dink is ook so mooi opsomming van hierdie gesprek, want soos jy sê, hoewel jy deur hierdie is, jy en jou man deur hierdie proses, is dit nie net 'n storie van vrees of trauma nie, dit is ultimately hierdie storie van hoop. So baie dankie dat jy dit ook so gedeel het. Ek dink jy gaan vir baie ma's inspirasie gee, wees en hoop gee. Dankie Anet. Dankie Danny, hoop en oorwinning.